In hoofstuk 8, vers 5 tot 6, het ons die Hebreërskrywer hoor verduidelik dat die hele Mosesverbond met al sy reëlings en rituele, sy goue kandelare, die priesterdiens en die offersisteem slegs 'n afbeelding en 'n afskaduwing van die hemelse was. 8 vers 5. Die Griekse woord vir afbeelding beteken juis dit, 'n skaduwee, 'n patroon of 'n kopie of afdruk. En die volgende woord, afskaduwing, is in Grieks skia, wat letterlik skaduwee of dowwe buitelyn beteken. A faint archetype which foreshadows a later reality. Nou hier is my probleem. Ek eis elke keer wanneer iemand my vra, wanneer lees jy weer 'n slag vir ons die 10 gebooie, of selfs een keer onlangs, maak bietjie vir ons 'n reeks oor die 10 gebooie. Ek weet agter dit sit waarskynlik 'n hinkering na 'n wêreld waar sogenaamde wet en orde vir ons 'n beter lewe of 'n beter samelewing sal gee. Maar ek het 'n wesenlike probleem daarmee. Sulke versoeke impliseer dan vir my dat mense, net soos die Hebreërs, die skaduwee, die afskrif, die faint archetype which foreshadows a later reality, dit weer in die kollig wil plaas, dit gereeld wil hoor en durf ek sê, selfs wil aanbid. En dit, terwyl Jesus Christus, geestelik gesproke, lewensgroot voor hulle staan, die merke van die spykers in sy hande en voete duidelik sigbaar. Ek sien die hartseer in sy oë, so asof hy wil sê, ek het 'n bittere dierprys betaal. Ek het myself geoffer om met julle 'n nuwe verbond te sluit. Kom tog los, kom vry van die verbond wat vir ou Israel gegee was en wat deur God self afgeskaf, beëindig is. Waarom nog die kroon van die ou verbond telkens in die kollig plaas? Kyk na my, pleit Jesus. In Hebreërs 9 vers 6 lees ons, maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. En in hoofstuk 10 vers 1 gaan ons dit weer hoor. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Hoor tog mooi, hier is die hart van die evangelie. Jesus Christus is die volmaakte hoëpriester. Sy kruisdood en opstanding het iets gedoen wat geen offerritueel kon regkry nie. Jesus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is, 1 Petrus 1 vers 19, het homself geoffer deur die Ewige Gees. So het hy die nuwe verbond letterlik met sy eie bloed beseël. Lukas 20 vers 22. Hebreërs 9 vers 15 beskryf Jesus as die middelaar van 'n Nuwe Testament, die nuwe verbond. Die oue lees ons tog in hoofstuk 8 vers 13, as God praat van hierdie nuwe verbond, dan beteken dit dat die ou ooreenkoms, die ou verbond, verval het. God self het dit verouderd verklaar. Hoeveel keer probeer jy dalk nog met offers in aanhalingstekens, of werke of vroom dade om in die Here se goeie boekies te kom? Dit is ou verbond denke. En ek is bevrees, as ons so leef, as jy so leef of so dink, verwerp jy eintlik Christus se offer. Kom ons bid saam. Here Jesus, in my geestesoog sien ek U lewensgroot voor my staan. Ons hoëpriester, ons offerlam, wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. U wat U self laat offer het, ter wille van ons vryheid. U wat dit gedoen het om met U eie bloed vir ons die nuwe verbond te bring, om ons deel te maak van U liggaam, van U nuwe volk, van U familie. Help ons om vry te kom van ou verbondsdenke en help my ook om elke dag te leef om U hart tevrede te hou, om in U voetspore te volg. Help my om te leef en lief te hê soos U ons kom leer het. Amen.